Baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Dit is so 'n wonderlike oggend, ons kan nou werklik waar sien die somer tree in met die reën wat ons gehad het. Ek hoop jy het 'n geseënde week gehad en 'n gesalfde week en mag die week wat voor lê, mag dit 'n goeie week vir u wees. Ek wil net seker maak almal kan my hoor daar agter, geen probleme nie. Baie dankie. Een van die dae is ons op 'n nuwe stelsel met die Here se hulp. So dan glo ek dit gaan beter wees en 'n plesier vir almal. Die enige besoekers vanoggend vir die heel eerste keer hier, baie welkom by ons erediens. Jy kan saam met ons die Here se naam loof en groot maak en prys met 'n paar voorsangliedere wat ons gekies het. Jy kan net so bly sit, dan sing ons saam.
die gees van die waarheid kom woon hier in my. Maak my gehoorsaam en getrou aan die woord. Kom maak my lewe weer nuut en rig my gedagtes en my denke na bo. Kom ons staan en sing ons lied saam. Dankie vir ons voorsanggroep wat dit so met oortuiging, liefde en lof ons help om die Here te loof en te prys. Geliefdes, goeiemôre en baie welkom vanoggend hier in die huis van die Here. Ons is dankbaar dat ons so saam kan wees. Die wonderlike is dat ons kondig af wanneer daar mense is wat siek is en operasies ondergaan. Maar ons vergeet baie keer om dankie te sê. Maar vanoggend is ek so dankbaar. Frans is vanoggend in die kerk en sy het 'n operasie ondergaan en sy is terug en sterk. En daar agter oom Dries, ek kan nie glo oom is hierso nie. Baie welkom hierso. Hy het 'n groot operasie ondergaan op sy hoë ouderdom. En hy's nog nie, ek dink nie die klipse sal uit nie. En ek dink hy's vanoggend hier in die kerk. En ek sê vir die Here dankie daarvoor. Dankie dat ons kan bid vir mekaar, na mekaar kan omsien en dat ons ook vir die Here kan dankie sê as hy sy hand van genesing oor ons hou. Geliefdes, baie welkom in die huis van die Here en mag vanoggend vir ons elkeen 'n groot geestelike inspirasie en sterkte wees. Kom ons buig die hoofde. Ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan sal my hulp kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit, nooit laat vaar die werke
van sy hande nie. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Kom ons loof die Here vanoggend saam met die pragtige lied 203. Loof die Here al wat leef. Kom ons sing dit uit die hart tot lof van die Here. Ek nooi ons kinders uit vir ons kindermoment, asseblief as hulle na vore kom. Dankie, vanoggend is ons alweer meer. Dankie dat julle hier is. Hoor, gaan dit goed met julle? Dis lekker om julle hier by ons te hê. Is julle al besig met eksamen? Nog nie. So ek moet nie daaroor eintlik praat nie. Dis goed so. Goed. Vanoggend het ek weer 'n mooi vraaggie vir julle wat ek hier wil hê julle moet mooi luister. Mooi luister en dan moet julle teruggaan en jy moet ook met mamma en pappa daaroor praat. Daar was 'n dogtertjie wat baie alleen was. Sy was regtig alleen. Maar sy was ook nie mooi hanteer deur haar ouers nie. En sy het maar rondgedwaal, eintlik gesoek na 'n bietjie liefde, gesoek na 'n bietjie aandag. En sy het gevoel, hoekom lewe sy? Sy weet nie waarom lewe sy. Sy het nie geweet waarom is sy 'n dogtertjie nie. En eendag, toe sy so deur hulle tuin loop, en hulle tuin was nie baie mooi nie, maar daar was 'n mooi groot roosbos gewees. Toe sien sy in hierdie roosbos, sit daar 'n skoenlapper. En hierdie skoenlapper sit vas in hierdie dorings van hierdie roosbos. En sy gaan toe, en sy probeer toe hierdie skoenlappertjie losmaak, dat hy kan uitkom. En sy het gesukkel, want die vlerkies van die skoenlapper hak vas aan die dorings. Maar uiteindelik het sy die skoenlapper uit hierdie roosbos. En toe die skoenlappertjie uitkom, voor hy die skoenlappertjie wegvlieg, toe verander daai skoenlappertjie in 'n vuurtjie vir daai oomblik. En die skoenlapper vra vir die dogtertjie, is daar iets wat ek vir jou kan doen? Jy het my nou gehelp hier uit hierdie bos uit. En hierdie skoenlapper en die dogtertjie sê ja, sy wil graag hê die skoenlappertjie moet haar help, dat sy kan gelukkig wees. Dat sy kan gelukkig wees. En die skoenlappertjie, wat toe verander in 'n vuurtjie, fluister na oor, 'n mooi storie. En sy staan toe op,
en daai lewe van daai dogtertjie verander heeltemal. En almal wonder, wat het nou gebeur? Want hulle het gesien, hierdie dogtertjie is altyd so ongelukkig. En ewe skielik is hierdie dogtertjie 'n mooi mensie. Sy gaan uit om mense te help, sy gaan uit om haar ma te help, sy gaan uit om net goed te doen. En toe sy al redelik oud was, toe vra iemand van haar, weet jy wat, jy was so ongelukkig geweest, en ons het gesien, jy is nie so goed behandel nie, maar jy het verander, wat het gebeur in jou lewe? En toe kom hierdie dogter en sy sê toe, weet jy wat, iemand het vir my gesê, ek moet opstaan en ek moet goed doen aan ander. Ek moet opstaan en goed doen aan ander. En dit was baie mooi geweest. Ewe skielik het hierdie dogtertjie wat altyd so eenkant gestaan het en gevoel het niemand wil iets vir haar doen nie, het sy opgestaan en het sy begin om iets vir ander te doen. En toe sy vir ander begin help, het sy gelukkig geword. En weet julle wat? Jesus kom klop aan die hart van jou deur, aan die deur van jou hart. En Jesus wil in jou hart kom. En as Jesus in jou hart kom, dan maak hy jou iemand wat wil goed doen. Dan maak hy jou iemand wat ander wil help. En wanneer jy begin om ander te help, dan kyk jy weg van jouself en dan kom jy agter, eintlik is ek 'n goeie seun, eintlik is ek 'n goeie dogter. Kyk net, wat kan ek vir hierdie mense rondom my doen? En dit is wat Jesus van ons vra. Hy vra dat ons hom sal toelaat in ons harte, en as ons in ons harte is, wil hy ons gebruik. Ons hande, ons oë, ons ore, ons voete, wil hy ons gebruik om vir hulle rondom ons, al ons maatjies, al ons vriende, wil hy ons gebruik om vir hulle goed te doen. Want almal van ons het iemand nodig om ons te help en by ons te wees. Sal julle onthou? Kyk bietjie vir die maatjies by die skool. Kyk vir jou vriende. Baie kere lag ons saam en speel ons saam, maar baie kere het hulle jou en my nodig om hulle te help, om hulle te luister en hulle by te staan. Kom ons vra vir Jesus om ons te help. Liewe Jesus, U het my mooi gemaak, 'n mooi seentjie en 'n mooi dogtertjie. U het my gemaak met 'n mooi hart waarin U woon. Ek is maar skaam, ek staan maar een kant, maar ek wil vanoggend vir U vra, help my, soos hierdie dogtertjie die skoenlapper uit die bos uit bevry het. Help my om ook waar ek kom mense te help, oud en jong, laat ek vir hulle aan hulle openbaar die liefde van Jesus in my hart. Staan my elke dag by Jesus, dat ek nie net dink aan myself nie, maar dat ek ook dink aan hulle rondom my. Maak my sterk, vat my skamheid weg, en maak my 'n liefdesinstrument in U hand. Ek vra dit mooi, in Jesus naam. Amen. Goed, kom ons staan en ons sing ons saam 'n mooi lied. My God is so groot, hy verander my hart en hy maak my een wat kom. We're
Dis 'n stuk. So. Dankie julle. Geliefdes, ons maak die woord van die Here vanoggend oop by Joël, die boek Joël, en ons gaan daar lees uit hoofstuk 2. Joël hoofstuk 2, en ons gaan lees van vers 23 tot 32. Kom ons buig die hoofde. Vader, baie dankie dat ons kan stil word by die woord. En dankie dat ons kan bid en vra, Here, dat U kan kom om 'n moeilike deel in die woord vanoggend vir ons ook te breek. Dankie vir elkeen wat vanoggend opgekom het na die huis toe. Opgekom het, Here, om na die woord te luister en te deel in die gemeenskap van gelowiges. So bid en vra, Here, vir ontvanklike harte. En so bid en vra, Here, dat U self die woord oopbreek en dat U dit uitdeel. En dankie vir elkeen volgende hier teenwoordig. Ons harte gaan uit na hulle, by die huis, in die hospitaal, waar ook al. Mag U elkeen volgende kere aanraak, op die goddelike wyse. En ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Joël 2 van vers 23. Inwoners van Sion, julle moet bly wees en juig tot eer van die Here julle God, want hy die reëns betyds laat kom, hy die vroeë en die laat reën soos voorheen gegee. Die dorsvloer lê vol koring, die parskype loop oor van wyn en olie. Ek sal julle vergoed vir die tyd van die sprinkaan swerm, op die sprinkaan swerm, toe my groot leer, wat ek teen julle gestuur het, julle verteer het. Julle sal oorgenoeg hê om te eet. Julle sal die naam van die Here julle God prys, hy wat wonders vir julle gedoen het. My volk sal nooit weer in die skande kom nie. Dan sal julle besef dat ek by Israel is, dat ek die Here julle God is, dat daar buiten my nie 'n ander is nie. My volk sal nooit weer in die skande kom nie. Wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense, julle seuns en julle dogters, sal as profete optree. Julle ou mense sal drome droom. Julle jong mans sal visioene sien. En daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Ek sal tekens gee in die hemel en op die aarde, bloed, vuur en rookwolke. Die son sal donker word, die maan bloedrooi, en dan sal die vreeslike dag van die Here kom. Elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees. So het die Here beloof, die wat deur die Here geroep is by die wat gered is.
tot sover geliefdes in die heilige woord van die Here. Broeder en suster, ons het vanoggend opgekom na die huis van die Here. En nie een van ons ken eintlik die ander een nie. Elkeen van ons het vanoggend gekom met 'n behoefte in die hart. Daardie behoefte ken ons nie. Daardie behoefte deel ons nie altyd met mekaar nie. Maar die Here ken vanoggend die behoefte van jou hart. Hier is mense vanoggend wat alleen is. Hier is mense wat vanoggend eensaam is, hartseer is. Hier is mense wat vanoggend nie weet wat hou hierdie dag vir my in nie. Wat wag op my môre, oormôre? Hier is hulle wat moeg is, uitgeput is, wat nutteloos voel. Is daar nog enige sin in my lewe? Niemand klop by my aan nie, niemand stel in my belang nie. Ek is so op my eie. Ja, selfs al is ek in 'n huwelik, is ek alleen. Ek het nie iemand wat saam met my stap nie. Dis die gevoel wat die volk destyds beleef het. Hulle het beleef, God het hulle in die steek gelaat. Hulle kom terug uit ballingskap, die tempel word herbou. Daar's 'n plek van aanbidding. Maar as hulle daar by die tempel kom, en hulle kyk weg, dan sien hulle lande is verwoes. Die sprinkane is daardeur. Hulle het teruggekom met die hoop, God gaan daar wees vir hulle. God gaan hulle bystaan. God gaan hulle help. Maar wat beleef hulle? Die lande is verwoes. Die oes is weg. Daar is nie olie nie. Daar is nie meel nie. Daar is nie wyn nie. Die parskype is leeg. En dan kom die Here en hy begin so mooi. Hy sê vir hulle, inwoners van Sion, julle moet bly wees en juig tot eer van die Here, julle God. Hoe is dit moontlik? Hoe kan ons jubel? Hoe kan ons bly wees? As ons rondom ons kyk, en dit wat ons beleef, is verwoes. Dis swart, dis nag om ons. Broer en suster, dis juis in sulke oomblikke wat jy beleef, daar's net een. Daar's net een wat my kan bystaan. En hy kom en hy gee vir jou nuwe krag. Hy kom en hy gee vir jou nuwe krag. Dit het ek hierdie week beleef en gesien by 'n siekbed. Waar 'n man lê en alles is afgesit. Alles is klaar. En al wat nou is, hou hom rustig. Wees daar vir hom in sy laaste dae. Dan dink ek aan myself, wat sou ek doen?
sal huil. Ek sou hysteries raak. Regtig is daar niemand wat my kan help nie. Is daar niemand wat my kan bystaan nie. En daar het ek beleef die heilige teenwoordigheid van die Here. Waar die Here gekom het. En waar niemand meer kon help nie. Het die Here gekom en krag gegee. Nuwe krag gegee. Dat hy kon sê, ek kom bely. Ek sien hom. Ek sien hom. Ek hoor die engele. Ek is nie kwaad nie. Ek is nie moedeloos nie. Hy gee my die krag. En hy gaan my dra. Broer en suster, dis 'n wonderlike belewenis om te kan sien, te kan beleef dat die heilige woord van die Here is waar. Aan hierdie woord kan ek en jy vashou. Ons kan dit glo. En op daardie oomblik wanneer ek en jy nie meer kan nie, kom die Here en hy gee krag. Hier staan in vers 28. Wanneer dit alles gebeur het, sal ek my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle ou mense sal drome droom. Julle jong mans sal visioene sien. Daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie in aansien is nie. Sal die Here daar wees vir my, ek eenvoudige mens, ek jonk, ek oud, ek het geen aansien nie. Here kom deur sy woord vanoggend en sê vir jou en my, hy sal vir ons krag gee. Hy kom met sy gees oor jou en my, juis wanneer ek op my laagste is. Wanneer ek nie meer kan sien dat daar vir my lig is nie. Wanneer ek nie meer kan opstaan nie. Wanneer ek nie meer weet wat moet ek doen nie. Hy kom deur sy gees om jou en my aan te raak. Hierdie woorde word ook aangehou deur Petrus op die Pinkstersondag. Dat God kom en God is altyd daar vir jou en my. Ek is vanoggend eensaam. Ek soek na 'n vriend, ek soek na 'n maatjie, ek soek na mense wat tog in my belangstel, vir my omgee. Here kom en hy sê vir jou en my, ek sal jou met krag beklee. En hierdie krag wat hy oor my bring, broer en suster, help my om op te staan, help my om die goeie en die regte te doen. Help my om op te staan en te begin handel. Soos hierdie storie oor die dogtertjie. Here help haar om 'n skoenlapper uit 'n bos te haal. Maar die Here praat ook met haar. Sy wat nutteloos gevoel het, sy wat alleen is, sy wat verwerp is. Jy's jou, vir jou,
wil ek gebruik. Oor jou wil ek krag bring en ek sal krag bring. En as jy jonk, gaan uit en doen wat goed en mooi is. Ek voel minderwaardig. Ek voel nutteloos. Ek voel ek kom nêrens nie. Ek loop in 'n sirkel elke dag. God gee jou die krag om koers te kry. God gee jou die krag om iemand te wees waarlik van betekenis. Luister hier. Luister hier. Wat het die volk geglo? Die volk het geglo. Dis nie die rigters, dis nie die profete, dis nie die konings wat krag kry van die Here. Hier kom sê die Here nee. Nie net hulle nie, maar almal. Almal sal ek bekleed met my gees. Almal sal ek optel. Vir almal sal ek weer help om te glo in hulle self, om weg te kyk van hulle self en werklik te beleef. Hulle leef nie meer nie, maar Christus leef in hulle. Liewe suster, hier aan die einde van die jaar, hoor ons hoor die woorde, ek is moeg, ek is moeg, ek is afgemat, ek kan nie meer nie. Die volk het so gevoel, en toe die Here dit hoor, het die Here gekom, en vir hulle krag gegee. Daardie oomblik wat ek voel, ek kan nie meer nie, maak jy oor toe, en vra, Here, help my. Ek is moeg. Hierdie kanker maak my klaar. Nee, die Here is by my. Hy is met my. Hy dra my. Broer en suster, dit was vir my die grootste heilsles wat ek in my lewe beleef het, en ek het al by baie siekes gestaan, baie wat afsterwe, wat daar die glimlag op die gesig. Die Here het besluit, ek berus in die wil van die Here. Ken jy die Here? Ken jy die Here so? Hoor jy die Here so? Dat daar die oomblik, dat jy nie meer kan hoor. Hy gee jou krag. Hy bekleed jou met sy gees. En dan wat gebeur? Die volk hoor dit. Die volk hoor dit. En wat gebeur? Hy draai jou om. Hy draai jou om. Hoe draai hy jou om? Wanneer ek soek en ek vind nie, wanneer ek probeer en dit werk nie, hoor ons in vers 32, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Op Sionsberg en in Jerusalem sal daar uitkoms wees. So het die Here beloof. Die wat deur die Here geroep is by die wat gered is. Daardie oomblik, wanneer ek my oopmaak en ek bely, ek kan nie meer nie, ek weet nie meer nie,
daardie oomblik wat ek my wend tot die Here, kom gee hy vir my nie net nuwe krag nie, maar die krag wat my laat glo, daar is iets beters, wat my laat glo, om te hoop op dit wat die Here beloof in sy woord. Die krag van die Here in my, laat my glo, dat hy het 'n wil met my, hy het 'n doel met my. Hy gee vir my om. Hy sal my bystaan, al verstoot almal my, al lyk dit hoe donker om my. Die Here sal dinge verander. Die Here sal uitkoms gee. Hoor jy my broer en suster, wanneer die Gees oor jou kom, dan draai hy jou denke om. Jy wat net swart sien, jy kyk uit oor die lande is verwoes, die swart is afgebrand, die paskype is leeg. Is daar 'n Here? Waarvan gaan ek lewe? Hier kom die Here, en hy beloof, hierdie paskype, hierdie lande, die koringare op hierdie lande is volop. Die druiwe aan die wingerde is volop. Opnuut sal daar meel wees. Opnuut sal daar wyn wees. Opnuut sal daar olie wees. Opnuut sal daar uitkoms wees. Ek en jy broer en suster moet waak. Waak wanneer ons voel, dit raak vir my te veel, dinge is my te veel, draai om. En wie draai my om? Ek kan nie uit my eie nie, maar met die krag van die Here in my, draai my op. En wat beleef ek? Hy tel my op. Die oomblik wanneer my knie swik onder my, die oomblik wanneer die goed wat ek moet dra te swaar word vir my, kom die Here en hy tel my op. Hy dra my. Hy neem my na nuwe hoogtes toe. Hier kom sy inwoners van Sion. Wat bedoel hy daaroor? Hy bedoel my volk. Wie is my volk? My broer en suster, ek en u. Ons is deel van God se volk. En God gee om vir ons. Daarom kom beloof hy vir jou en my. Moet nooit voel, jy het geval nie. Moet nooit beleef jy het geval nie. As jy gaan val, as jy begin moedeloos raak, maak jou oop. God kom en steek sy hand uit na jou toe, om jou op te tel. En daai hand is altyd daar. Moet nooit twyfel oor daai hand nie. Daai hand is altyd daar. Om jou en my te bekleed met krag. Om jou en my voortdurend in die hart en in die verstand terug te draai. Dat ek en jy positief kan wees, kan glo, kan vertrou. Die Here is daar vir my. Toe ek wegstap, toe sê hy nie oor my bekommerd wees nie. Hy het my opgetel. Maar hulle, hier in die huis, is hulle opgetel. Gemeente, ek en jy, het die Here jou al opgetel. Het jy al beleef hierdie krag?
Het jy al beleef hierdie omkeer? Dit is wat die Here vanoggend vir jou en my wil kom gee. Hy wil ons optel. En hy wil nie net pleisters plak nie. Pleisters werk nie. Hy kom gee genesende krag. En hy laat jou dink. En hy laat jou handel. Nie soos jy wil nie. Maar soos hy wil. Ek berus in die wil van God. Daarom is daar vrede. Mag hy jou ook volgend optel. Amen. Vader, dankie dat ons kan beleef in die natuur. Hoe U die seisoene verander. En hoe U in elke seisoen gee, soos die woord ook sê, reën op die regte tyd. Dankie dat ons kan sien in die natuur U hand. U hou self U natuur in stand. En ek as die kind, U kom help ook vir my. Ek sê dankie vir die reën. Maar ek ook vanoggend kom dankie sê, Here, vir nuwe krag. Vir omdraai. Dankie dat U my dra. Vader, ek kom bid in besonder vir hulle wat siek is. Hulle wat in hierdie week groot operasies moet ondergaan. Hulle wat groot krisisse en swaar kry beleef. U die volk van ouds, kom help. Daarom bid ons, Here, kom help ook vir ons, elkeen vandag. Here, neem asseblief my hand. Moet hom nie los nie. Hou ons styf vas en dra my asseblief deur hierdie lewe en in hierdie dag. In Jesus naam. Amen. Geliefdes, ons gaan die Here nou vereer met ons dankoffers. Ons gaan kyk na die afkondigings en na die verjaarsdag.
Kom ons vra voordat die afkondigings doen, hulle wat verjaar, kan hulle staan asseblief. Ons wil graag ietsie gee. Daar agter staan die koste. Ek het nie gedink hy verjaar nog nie. Ons sê vir jou baie geluk, en die ander wat verjaar, baie geluk, hoor. Goed, vir die afkondigings, ons vra voorbidding asseblief vir Hein Wynberg, vir Tannie Joey Barnard, om 3 is vanoggend hier in die kerk, om 3 voor u, en ons dank ook die Here vir Francis, wat vanoggend in die huis van die Here is. Ons het gebid vir tydens die siekte, dat die Here by hulle sal wees. Daarom glo ek ook, dat as ons hulle name aan die voorhou, dat die Here ook by hulle sal wees. En dan, hy is vanoggend nie hier nie, en ek glo nie, hy sal my kwaadlik neem nie. Ons vra voorbidding vir broer Walter. Broer Walter gaan hierdie week vir 'n baie, baie groot operasie. En ons vra dat hulle as gesin, ons hulle in besonder aan die Here sal opdra, asseblief. En dan wil ek baie dankie sê vir Adrian en vir ons susters, wat vir ons 'n baie mooi manneaand gereël het. Dit was iets besonders, en dit was baie mooi gewees, en ek sê vir hulle baie dankie, vir al hulle moeite, en alles wat hulle gedoen het. Dit is met soveel liefde gedoen. Die manneaand was regtig iets baie moois gewees. En dan vra hulle, jy het gehoor van ons projek op die afkoming gesien, die geskenke wat ons opmaak, hulle vra dat ons dit Sondag begin bring, en hier op die tafel sal plaas. Ons wil graag hierdie tafel vol geskenke maak, wat ons hier by Kersfees gaan uitneem na mense wat behoefte het. So asseblief, as ons net daarna sal kyk. Goed, baie dankie. Ons slotlied is Jesus gee krag. Ons kan dit vanoggend met oortuiging sing, en na die seënuitspraak is ons uitstaplied, kyk, hy kom.
genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, help my om te glo, hy wil my optel. Amen.